Van waar ons woon tot by sy troon wil ons hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Vriende, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, Here, ons hoor die geval van reën van die dak af. Ons weet, hierdie dag is voorspel dat dit 'n reënerige dag gaan wees en môre nog meer so. Dankie Here dat U hierdie pad met ons stap. Dankie Here Jesus dat U vir ons nooit los nie. Dat U vir ons dra, dat U vir ons voorsien. Here, ons kom buig voor U vanmôre en ons vra, vergewe ons. Reinig ons Here van al ons sonde. Maak ons nuut om meer en meer soos U te wees. Ons bid ook Here dat U deur hierdie woorde wat gelees en gepreek word met ons sal praat, dat U deur U woord in ons harte sal werk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, Daniela gaan vir hierdie tekste opgooi. Ek het 'n hele paar tekste waarna ek gaan verwys. Ons begin met Matteus 7. Ek gaan so enkele gedagte op wat daar lees en dan begin preek en dan die tekste tydens die diens lees. Daniela, ek dink jy kan maar ooplos daar as jy wil. Ja, dit is so 'n klompie van die tekste. Vriende, ek begin met 'n teks. Matteus 7 vers 21 tot 23. En voor ek dit lees, wil ek dalk sê hoekom hierdie teks? Hoekom lees ek dit? Ek is in Koffsies opgelei en ons is redelik behoudend in ons teologie opgelei. En daar het ons geleer, maar daar's 4 solas gewees. Deesdae is dit nou weer die nuutste mode, nee, die 5 solas, dis nonsens. Daar was 4 solas gewees. Die 5de is half 'n samevatting om in die teenwoordigheid van God te leef, maar dit was nie een van die solas nie. Die 4 solas is boustene, dis pilare. As jy gereformeerd dink, dan moet jy hierdie 4 hoekstene in ag neem en dan kan jy sê, weet jy wat, my teologie is gebaseer op hierdie 4 pilare en dit moet al 4 pilare en dit hê. Niks anders nie. Dit moet nie hierdie 4 pilare en Moeder Maria of hierdie 4 pilare en nog 'n klomp diens aan dit of Moeder Maria en hierdie of daardie wees nie. En die 4 solas was natuurlik, Christus is die grootste van hulle, net deur Christus, want sola beteken net deur. So dis solus Christus, sola scriptura, scriptura skryf die woord, net deur Christus, solus Christus, sola scriptura, sola gratia, net deur genade en sola fidei, fidei geloof. So net deur geloof, net deur genade, net deur die woord en net deur Christus. Dis 4 sê goed wat ons gereformeerde vaders vir ons uitgedink het om te sê, ouens, as jy gereformeerd wil dink, dan moet jy hierdie 4 goed in ag neem en net hierdie 4 goed. Dan kan jy sê, my teologie is gereformeerd. Goed, maar ek het 'n ongemak begin kry oor iets. En die ongemak is, dat dit baie maklik kan gebeur dat hierdie goed net 'n kopding is. Dat jy kan sê, ja, ek weet jy moet glo. Ja, ek weet daar's 'n ding soos genade. Ja, ek weet die Here het bestaan en hy leef. En ja, ek lees die woord. En dan is die interessante, dan gaan ouens se gedagtes na die volgende ding toe. So wat moet ek doen? Daar kort iets. En ek dink ons gereformeerde vaders het aangeneem dat ons verstaan dat hierdie 4 pilare binne in die water van iets anders staan, binne in 'n konteks staan, en dis belangrik. Dis half saamgevat van net deur Christus, maar mense verstaan dit soms mis. Hulle dink hulle moet net weet dat Jesus aan die kruis gesterf het. Solank jy dit net weet, en ek is bang dat die kerk dit begin preek het. Dat die kerk begin preek het van, wat is geloof? Geloof is net om te weet dit net, en as jy reg. Daar skiet iets tekort. En daarom
vanoggend se tekste en vanoggend se preek. Ek lees vir ons, begin vir ons lees hier in Matteus 7, net so 3 versies, van vers 21 tot 23. Ek sal op die videoetjie wat ek op YouTube sit, sal ek sorg, of daardie is mos nou deel daarvan in die begin, sal ek seker maak, dit is ook daarop. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie. Deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het jou nooit geken nie. Vriende, hier is my onrus. Dat mense hulle lewe lank in die kerk kan sit, dat hulle die belydenisse kan bely, die liedere kan sing, die dinge kan doen. Want ek het hierdie gelykenisse gaan kyk, daar's 'n gelykenis waar die Here praat van die bokke en die skape, en Openbaring soort van dieselfde ding, almal kom voor die troon. En dan sal die Here vir hulle sê, julle is die getroue skape, julle het gedoen en gedoen en gedoen. En dan gaan die ouens vra, Here, maar wanneer het ons gedoen? En dan gaan hy sê, nee, maar vir een wat julle gedoen het, het julle vir almal. En dan gaan hy vir die ander sê, maar julle het nie gedoen nie. En tog, hier in Matteus 7 klink dit vir my dat die ander ook gedoen het, baie keer. Want nou sê die Here, daar gaan ook ander wees wat sê, maar ek het gedoen. Ek het mense in die naam kos gegee. Ek het gepreek in die naam. Ek was 'n dominee. En dan gaan die Here vir van hierdie ouens sê, maar ek het jou nooit geken nie. Vriende, so ek het begin dink, ja, ons moet sê, net deur Christus, net deur geloof, net deur genade, en net deur die woord. Maar ons sal hier net deur geloof moet beklemtoon, geloof beteken nie net weet nie. Want die woord sê vir ons baie duidelik, om net te weet dat die Here bestaan, maak jou niks anders as 'n demoon nie. Want die demone weet ook dat die Here bestaan en hulle sidder immers, jy sidder nie eers nie. So wat is nodig dat ons miskien 'n sinnetjie bysit van ja, jy kan die 4 solas noem, jy kan die werke ding doen, want hier kan 'n misverstand wees, omdat ek mense kos gegee het, omdat ek gepreek het in die Here se naam, maar dan ook kan jy aan die einde kom en dan sê die Here vir jou, maar ek het jou nie geken nie. En die belydenisskrifte praat nogal hieroor, dat dit duidelik is, die belydenisskrifte het 'n negatiewe siening oor die mens. Oor die mens sy sondigheid, is hy baie eerlik, ons belydenisskrifte. En dit sê baie duidelik dat 'n mens wat nie in Christus is nie, 'n mens wat nie iewers in Christus op 'n plek gekom het, en daaroor moet ons praat vanoggend, wat is daardie plek? As jy nie op daardie plek in Christus gekom het nie, dan kan jy nie goeie dade doen nie. Want dis nie dade in Christus nie. Die belydenisskrifte maak nogal hierdie onderskeid van wanneer iemand in Christus is, eers dan kan jy iets doen wat die Here welgevallig is. Voor dit is dit sondig. Dan moet iets gebeur. Vriende, baie keer dink ons, ek is 'n unieke mens, daar het nog nooit iemand soos ek geleef in hierdie hele wêreld nie. Niemand het my ma en my pa gehad nie, niemand het op hierdie tyd in Moreesburg gebly nie, daar was nog nooit iemand soos ek nie. Dis miskien waar. Maar wat wel nie so uniek aan jou is nie, is die oorsondes. Jy mag dalk op 'n unieke plek gebly het, gebore gewees het, dele van jou storie mag dalk enig in sy soort gewees het. Maar die oorsondes leef in almal van ons ewe sterk. In almal van ons is dit teenwoordig, of ons dit wil erken of nie. En weet jy waar is die oorsondes die ergste? Binne in godsdienste. Binne in godsdienste is oorsondes die ding wat die meeste
aan die gang is. Eugene Peterson praat op 'n stadium so 'n bietjie krities oor die kerk en hy sê, daar kom tye in die kerk wanneer ons nie regtig meer op God vertrou nie. Wanneer mense nie hulle vertroue meer in die Here stel nie, maar in sisteme. Hy sê in sulke tye, elke keer wanneer daar iets op die tafel van 'n vergadering kom, sê hy, dan stel die kerk mos 'n nuwe groepie ouens bymekaar om 'n nuwe afgod te bou. Iets waarop ons kan vertrou, sodat ons nie op die Here hoef te vertrou nie. So ek het 'n bietjie gegaan en gaan kyk, maar wat is hierdie oorsonde? En dis nou daai versie, ek gaan so enkele verse wat daar in Genesis lees. Wat sê Genesis vir ons van toe die sonde in die wêreld gekom het? Wat het eintlik daar gebeur? Dis die hele storie van die slang was listiger, daar by hoofstuk 3 se vers 1. Die slang was listiger as al die wilde diere, en dan staan daar die slang het na die vrou toe gekom, maar as jy mooi lees, so kom jy agter die man staan langs haar. Die vrou het die slang geantwoord, vers 2. Nee, ons mag eet van al die vrugte. God het net gesê, ons mag eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. Want as ons daaraan raak, dan gaan ons sterf. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Dis 'n leuen, want hulle het daarna gesterf. Die mensdom sterf daarna. Julle sal beslis nie sterf nie. Vers 5. Hoofstuk 3 van Genesis. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan. Kom ons stop net gou daar. Wat is die sonde wat klaar hier gepleeg word? Die Satan maak vir God verdag. Die Satan kom sê vir die vrou, God is besig om uit te hou op jou. God het vir jou gelieg. Want as jy van daai boom eet, daai is magic vrugte, as jy van hulle eet, hy lieg vir jou man, jy gaan nie doodgaan nie, maar hy weet, jy gaan soos hy word. Hoe is soos God? Hy weet, jy gaan goddelik word. Jy gaan 'n God in jou eie wese wees. Dis die versoeking. Dis wat die vrou staan en oorweeg. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, vers 4, jy sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. Nou daai stukkie was waar, hulle oë het oopgegaan. Die res is redelik van 'n leuen. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Wat was die oorsonde? Ek wil self God wees. Ek wil soos, maar jy weet nou, as jy baie keer 'n ding sê van ek is soos dit, ek is soos dat, dan vat dit nie 100 jaar voor jy begin sê ek is dit nie. Ek wil soos God wees. Dis 'n klein treetjie verder om te sê ek is. Hoekom maak ek 'n onderskeid, vriende? Hoekom sê ek dat godsdienste is die plek waar afgod die meeste gedryf word? En dit sluit die Christen godsdiens in. Oor die oorsonde. Want wat sê Paulus in Romeine oor die oorsonde? Dat hierdie sondige aard van die mens is so sterk, dat selfs die wet van God kon dit nie regkry om die sonde te oorwin nie. En dan gaan hy verder om te sê, maar dit het Christus gedoen. Christus moes dit aan die kruis kom doen, want die wet in al sy goedheid en al sy volmaaktheid, die wet waarvan Christus sê nie 'n jot of 'n tittel sal wegval nie, daardie wet was te swak vir die oorsonde. Vriende, jy mag dalk sê jy is baie uniek, daar het nog nooit iemand soos jy geleef op aarde nie, maar ek kan jou beloof, jou oorsonde is net so sterk soos die res van ons in. En jou oorsonde is, jy is self God. Jy word so gebore, jy word so groot, en jy word so gemaak langs die pad. En daarom gebeur dit in die kerk ook. Mense speel God. Oor en oor en oor. Moet ons op God vertrou? Nee, ons maak sommer 'n plan.
Hoekom? Want die oersonde is sterk. Die oersonde stop nie, die oersonde gaan nie weg nie. So nou het mense hierdie ding van, hoe kan ek 'n Christen wees? Of kom ons maak 'n slim som. Hoe kan ek hemel toe gaan terwyl ek self God bly? Wat moet ek doen? Maar ek gaan self God bly. Dis die game. Dis die game wat mense speel. Kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde. Ek gaan hier in Matteus 19 een van daai voorbeelde gaan opsoek. Kom ons kyk wat gebeur in Matteus 19, daar by vers 16. Jesus is op aarde, hy is besig om te preek. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hierdie ou se koninkrykie is gevestig, glo vir my. Hy kort net een ding, hy wil hom seker wees, hierdie koninkryk en al sy lewe op aarde loop nie uit op niks nie, so hy's 'n slim ou, hy het wysheid. Hy wil seker maak dat hy eendag hemel toe gaan. En nou kom hy na Jesus toe en hy sê, meneer, want hy het gelees dat 'n mens moet 'n klomp goed doen en hy maak die lysies. Doen ek goed genoeg? Want dis waarmee mense besig is. Hulle, as jy vir hulle begin vra, dink jy gaan hemel toe? Dan ruk hulle hierdie lysies in hulle kop uit van hoeveel doen ek goed, hoe sleg is ek? Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dit klop mos nou, want Jesus sê, daar voor my troon gaan ek sê, wie van julle die armes kos gegee, en wie van julle dit gedoen en dat gedoen, julle is my goeie kinders, maar julle het dit nie gedoen nie. Sodat mense so dink, verstaan ek, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy, hoofletter, het vir hom gesê, Jesus, waarom vra jy my oor wat goed is? En hierdie het hy nie gehoor nie. Daar is net een wat goed is. Christus verwys na homself. Hy is die enigste een wat nooit gesondig het nie. Hoor jy die redenasie hier agter? In God se oë, as jy dit reg kry om van geboorte tot dood nooit te sondig nie, dan is jy goed. Kom ons maak die som verder. Is daar enige goeie mens op aarde? Behalwe vir Christus, nooit. En ouens is ongelukkig vandag nou op die plek wat sê, maar die Here kon ook nie gesondig het nie, dis nonsens. Maar dis wat die woord ons leer, dat Christus nooit gesondig het nie, al was hy versoek. Hy het nooit ingegee vir die oersonde nie. Hy het heeltyd aan God die Vader bly buig, maar hy self sterf dan in ons plek aan die kruis. Hoekom vra jy my oor wat goed is? Daar's net een wat goed is, hierdie ou hoor dit nie. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Jesus toets hom so 'n bietjie. En as hy watter gebooie bedoel hy? Het hy vir hom gevra vir Jesus. Jesus het gesê, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jongman gesê. In watter opsig skiet ek nog tekort? Vriende, baie mense is miskien bietjie daar. In watter opsig? Wat is jongman se sonde? Hy het 'n koninkryk gehad. Want jy verder lees, dan kom hy agter, hy het klomp besittings gehad en sy hart was daar. Want Jesus sê dan vir hom, Jesus druk sy vinger op die wond. Hy sê vir hom, as jy bereid is om jou koninkryk op te gee, gaan gee alles weg wat jy besit, want dis sy koninkryk. En daar is ons niks anders as die ryk jong man nie. Ons het almal 'n koninkryk en ons het almal oorsonde wat hierdie koninkryk dryf. Waar is die skat van jou hart? Gewoonlik by jouself. By jou eie lewe, by jou koninkrykie, by jou eie mens wees, by jou ek. Jy kan dit noem soos jy wil. Maar daar lê jou skat en daar is jou koninkryk
en die koning sit op die troon in die koninkryk en jy is die koning. Hoekom is dit vir die Christen geloof moontlik dat iemand 'n Christen kan wees sonder dat hy in die kerk is? Het jy al daaroor gedink? Ja, die woord sê vir ons, as jy 'n Christen word, moet jy deel raak van die kerk, want in feite, as jy in Christus ingaan, is jy deel van die groter kerk, of jy dit weet of nie. Maar mens kry deesdae boeke met die naam In Christus, maar nie in die kerk nie. Daar's so 'n boekie op ons rak, wat iemand geskryf het oor mense wat tot bekering kom, maar hulle sien nie kans vir die gevestigde kerk nie. Hoekom is dit moontlik? Want jy word nie 'n Christen deur die kerk nie. Jy word nie 'n Christen deur godsdiens nie. Nou sê die dominee nou maar 'n rowwe ding. Die dominee bedoel dit. Ek staan nie vandag hier omdat ek 'n dominee wou wees nie. In my grootword jare was dominees sat. Ek het niks van dominees gelike hê. As ek kon, sou ek vir hulle strepe getrek het, links, regs en senter. Want dominees was stupid. Hoekom staan ek vandag hier as 'n dominee? Nie omdat ek die kerk ontdek het nie. Nie omdat ek die gevestigde kerk ontdek het nie. Nee, die kerk is 'n kruis wat ek dra om 'n dominee te wees. Die kerk is nie 'n goeie plek nie. Hoekom nie? Want daar's nie een goeie mens in die kerk nie. Hulle is almal sondaars. Ek inkluis. En ongelukkig begin die kerk baie keer weer oor godsdiens gaan. En ongelukkig is daar baie trone in die kerk baie keer, want elke ou wat nie bereid is om van sy eie troon af te klim en Christus die troon van sy hart te gee nie, sy koninkryk aan Christus oor te gee nie, daai ou is nog steeds besig met sy eie koninkryk binne die kerk. Maak nie saak wie hy is nie, hy kan die dominee ook wees. Ons is almal sondig. Hoekom is dit vir Christene moontlik om Christene te wees buite die kerk? Want jy moet by Christus uitkom en van jou troon afklim en sê, Here, ek besef vandag, ek is 'n verlore sondaar. Wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? Dis woorde wat van julle ken. 1. Dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan Jesus Christus. Ek behoort aan Jesus Christus. En dan vra die tweede vraag, hoe kan ek van hierdie saligheid seker wees? Hoe kan ek seker wees ek behoort aan Jesus Christus? En dan antwoord dit, daar's 3 goed wat ek moet weet. 1, hoe groot my sonde is. My vriend, as jy wil weet of jy hemel toe gaan, en jy het nog nooit by hierdie punt kom stop, waar jy besef het, ek is die grootste sondaar wat nog ooit geleef het nie, dan kan ek met redelike sekerheid vir jou sê, jy is nie op pad hemel toe nie. As jy nog nooit by daai plek gekom het, waar jy voor God neergeval het en gesê het, Here, ek sit hier in bewe, want ek besef, as ek nou doodgaan, gaan ek reguit hel toe nie, want ek besef vandag vir die eerste keer, ek is vrot van sonde. Ek is deurtrek met sonde, ek is een stuk sondigheid. As jy nog nie daar gekom het nie, my vriend, dan weet ek nie of jy al by 'n bekering was nie. En as jy daar was, goeie raad wat ou dominee vir eendag vir my gegee het, ou Gerard, jy moet maar jou sondigheid altyd voor oë hou. Herinner jouself maar altyd, ek is 'n sondaar. Kom ons lees nog 'n versie. Hierdie keer daar Matteus 6. Daar by vers 24, 24, skus. Wat gebeur daar by Matteus 6 vers 24? Niemand kan vir 2 baase tegelyk werk nie, sê Jesus daar. Hy sal of die een minder ag of die ander een hoor, vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Jy kan nie God en, in hierdie geval staan daar Mammon, dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. So, nou is my vraag, kort iets. Mense staan hulle bely, ja, ek glo in Christus en ek glo dat die kerk en ek glo wat sy anders, net die geloof, net die woord, net die genade in Christus. Ja, ek weet dit alles. Ek het selfs 'n teologiese graad agter my naam, ek weet dit.
kort dan iets nie. Het ons voorvaders nie gedink, maar jy moet iets redelik in ag neem as jy dit sê nie. Miskien mis ons iets daar by Christus, net deur Christus. Miskien mis ons iets van net deur die geloof. Miskien mis ons iets van net by die genade. Miskien as jy hierdie 3 goed saam dink, het iets deur die krake geval. Dis nie dat jy net moet weet die Here het aan die kruis gesterf. Jy moet na die kruis toe hardloop en sê, Here, ek is so bly ek het vandag ontdek dat U aan die kruis gesterf het, want ek het die grootste sondaar ooit nog ontdek. Dis ek. Ek besef nou op hierdie oomblik, ek sit nog my hele lewe lank op my troon. Of miskien is jy nie die grootste sondaar nie. Miskien was jy regtig van kleins af die beste kind in die huis en die beste kind wat jou ma nog ooit gehad het en die beste kind wat jou ouma nog ooit gesien het. Miskien was jy die soetste kind in skool. Maar as jy nie by die punt gaan kom om te besef, selfs jy die soetste kind nog ooit, sit op die troon van jou eie koninkryk en jou eie lewe in jou hart nie. As jy nie self besef, jy is jou eie God nie, vriende, dan weet ek nie of jou pad hemel toe is nie. Want dis die groot ding wat ons moet doen. Ons moet voor God gaan neerval en sê, Here, U koninkryk moet ook in my lewe kom, en ek besef tot nou toe sit die koning vierkantig op die troon en dis ek, of die koningin vierkantig op die troon en dis ek. Here Jesus, maar hierdie koning en koningin is 'n sondaar. Ek klim vandag van hierdie troon af. Ek gee my koninkryk vir U en ek sê, red my net asseblief. Red my van my sonde, want ek is op pad hel toe. Wat sê Jesus vir die mense wanneer hulle begin roep en hulle begin glo in hom? Ek gaan aan Matteus 4 gou 'n paar verse lees. Jesus roep die eerste ou dae. Matteus 4 vanaf vers 18. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Toe sê hy vir hulle, kom hier, kom saam met my. Kom hier, kom saam met my, en dan sê hy nog ietsie, ek sal julle maak, vissers van mense. Maar kom hier, kom saam met my. Ou Matteus is hy's 'n tollenaar, hy sit daar by die belastinghokkie waar die Romeine belasting eis op die Jode, en hy samel die belastinggeld in, en ou Matteus raak skatryk, maar sy hart is maar vrot, want hy is sy eie koning, en dan kom stap die koning van die konings op sy booth af. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hoe die sin gaan aan. Hy het opgestaan en hom gevolg. Vriende, is dit nie wat kort nie? Dis nie net om die solas te verstaan of om die wet te doen of 'n klomp goed te doen nie. Iewers moet ons opstaan, en daai opstaan is gewoonlik van die troon van ons hart af, en Jesus begin volg. Iewers moet ons by die ding uitkom waar ons kan begin sê, ek ken die Here en die Here ken my. 'n Dominee was eendag moedeloos met sy gemeente, want hy het begin besef, hierdie ouens het nie verhouding met die Here nie. Weet jy wat sê hy vir hulle van die kansel af? Julle weet, as die Here vandag siek raak of doodgaan, gaan nie een van julle dit weet nie. Want julle praat nie meer met hom nie. Ja, dis tong in die kies en dis spotnerwys, maar hy dryf so 'n bietjie 'n punt. Hoe gaan dit met die Here vandag? Wie van julle het al vanoggend vir Jesus gaan vra, Here Jesus, hoe gaan dit vandag daar in die hemel? Hoe ver is die nuwe aarde en die nuwe hemel al? Hoe lank voor U terugkom? Here, hoe gaan dit met U? Want dis wat jy doen as jy 'n verhouding met iemand het. Daar kom ook 'n luister na die ander een. Maar ons is besig met godsdiens. Want godsdiens luister nie na die ander een nie. Godsdiens vra. Ag, Hemelse Vader, ek vra vir U vanmôre dat ons dit doen en Julle gee dit en dit. Ek kom in my eerste gemeente by oom op 'n plaas en ek vermoed hy kom hier van Koringberg af.
lyk my hulle het van hier af gekom. Iemand het my eendag gesê, het jy daai ou ontmoet daar? Toe sê ek, ja, ek het 'n interessante storie oor hom. Toe sê hy kom van hier af. En ek kom by hom, maar Omine is kwaad oor iets, ek weet nie waaroor nie. Nie spesifiek vir my nie, hy het net kwaad vir die lewe half geraak op 'n stadium. Maar soos ek met Omine begin praat, vind ek baie aanklank by hom, want ek begin besef, hierdie oom lees filosofie. Hierdie oom is regtig, hy's 'n geleese ou en hy's nie sommer jou deursnit boer nie. Hierdie ou weet omtrent alles van alles af. Hy's regtig 'n akademikus in 'n sekere sin, maar hy boer ook. Hy maak sy geld met boerdery en sy passie is, soos ek sê, hy het filosofie gelees. Nou sê Omine vir my op 'n stadium, so wanneer gaan jy hierdie job los? Dan sê ek, wat bedoel Omine? Nee jong, hierdie is nie werk vir 'n mensie. Bedoel hy nou predikant wees? Nou sit 'n gesels, ek drink koffie. Op 'n stadium kry hy weer, hy het so 'n bietjie bedaar en so 'n bietjie sagter geraak. Op 'n stadium kry hy weer so kwaad in hom. Hy sê, en jy moenie verwag ek kom by een van daai biddae van reën van jou nie. Ek sê, hoekom Omine? En ek het daai dag die mooiste geloof en gebed gehoor in my hele lewe. Maar Omine gaan nie na die biddag van reën toe gaan nie. Hy sê, nee jong, want dit vat mos net een van daai ou tannies om onverantwoordelik te begin bid. En dan kom ek op my plaas aan en dan dryf my ertappeltjies hier in die pad af. Ek het daar weggegaan en besef, Omine is nie so ver nie. Hy verstaan gebed het krag. Omine het net kwaad geraak vir die tannie wat onverantwoordelik gaan bid. En toe weet ek wie's die tannie, want daai storie het ook geloop in die dorp. Is 'n tannie wat opgestaan het en gebid het, Here, dit moenie vandag tip reën nie, dit moet vandag tjor reën. En die Here het dit geantwoord, voor die mense by die plase kom, het dit tjor gereën. Maar Omine is toe net te diep geantwoord. En van daar af is Omine kwaad vir daar vir reën. En nou maak nie saak wat se mens jy is nie, jy sondig. Dieselfde oorsonde het jou getref, het my getref het, en elkeen van ons getref het. En die kanse is baie goed dat soos ek en soos almal hier, sukkel jy om maar van daai oorsonde af te klim, want dis 'n ding wat in jou DNA vasgeweef is. Maar om 'n Christen te word, en nou is dit moontlik om dit buite die kerk te word, want as jy Christus buite die kerk ontmoet, en jy besef daar buite die kerk dat jy's 'n sondaar en jy gee jou hart en jou lewe vir Christus oor, jy vra vir hom, Here, ek wil nie vandag net meer weet dat U aan die kruis gesterf het nie, ek wil vandag weet dat U vir my aan die kruis gesterf het. Ek wil vandag weet dat U my sonde skoon gewas het. As daai gebeur met jou, dan kan dit buite die kerk, op 'n kamp, in 'n drankwinkel, in 'n hoel, enige plek gebeur. Daar's soms snaakse plekke waar Christus mense tot op hulle knieë bring. En dat mense die Here daar vind, want daar's nie 'n duimbreedte van die aarde waar die Here se gees nie is nie. So maak nie saak hoe sleg dit kan wees nie, selfs daar kan mense vir Christus vind. Maar ander vind ook vir Christus in die kerk wanneer hulle die slag hoor, maar Here, ek is 'n sondaar en ek het nodig om U vergifnis te kry voor ek die ewige lewe kan sien. En dan sê ons belydenisskrifte, as dit gebeur het met jou, dan het die ander faktor bygekom. Dan vir die eerste keer geld die goeie dade wat jy doen, want jy doen dit dan onder die koningskap van die koning, nie meer onder jou eie naam en in jou eie naam nie. Wat jy ook al doen en sê, doen dit alles in die naam van die Here. En ek hoop u hoor vandag wat ek probeer sê. En ek hoop regtig dat u erns maak. As jy nog nie by daai plek uitgekom het waar jy besef, die grootste sondaar in die lewe sit hier voor u nie. Jy moet daar kom. Want jy moet die vergifnis ontvang wat reeds vir jou betaal is. Amen. Kom ons buig hoofde. Ons hemelse Vader, baie dankie vir u liefde en u genade. Here Jesus, ons het u vergifnis nodig en ons het 'n hand nodig om ons af te help van ons eie koningstrone af. Here, telke male in ons geloof het ons maar weer nodig om weer af te klim van die troon, weer af te klim van die in beheer wees van ons lewens. Weer opnuut te leer wat dit beteken om deur en in genade te leef, afhanklik van u. Laat die koninkryk
in ons lewens kom asseblief. Ons bid dit in U naam. Laat U koninkryk in die kerk kom. Laat U koninkryk in hierdie wêreld kom. Amen. Jy kry geleentheid om Here te dien met die dankoffers.